Seëngroete vanmiddag is in Jesus naam. Welkom by die Maranatha Pinkster Gemeentes, Weskaap Distrik. Ek is broer Enslin Hatnik, die onder leiding van Apostel James Haas, aan die kant van Eastridge, Mitchells Plain. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my vanmiddag om myself te kan bevind aan die kant van Heinspark Maranatha Pinkster Gemeentes. Vanmiddag is ek hier met die leierskap Apostel James Haas, waar hy vir ons sal verwys na hierdie verbou wat die Here aan die kerk toegevertrou het. So vanmiddag gee ons julle die voorreg om eerstehands te sien hoe ver ons gekom het met hierdie gebou. Welkom binne. En net hierna sal ek met die leierskap Apostel James Haas 'n gesprek voer waar hy vir ons die verdere verwikkelinge van hierdie gebou sal uitlei. Die bares, ek stel dan aan julle voor die leierskap ons Apostel James Haas. Apostel, kan u dan vir ons verduidelik in watter jaargetal ons aan hierdie gebou gekom het en hoe ons aan hierdie gebou gekom het? Dis heel so, broer Enslin. Ek kan onthou, dit was jare gelede, seker so die einde die 80er jare. Waar ons hier in Heinspark ingekom het om te werk en die evangelie van die Here te verkondig. En daai jare was hier as 'n bos gewees. En daai jare noem hulle die plek Happy Valley. Dan moet jy onthou, ons het uit 'n huis uit begin die evangelie van die Here weg te bring. En dit het wyle ou suster Bekers, sy sien meer daar nie, sy jare gelede sy oorlede. En so het ons maar aangegaan in die stowwerige paaie. En in daai jare was wyle Pastor Rotten, by nog aan die kant van Lentegeer. En maar ja, dat tel ons om op, en dan kom ons maar hier in. En tussen sy Bekers nie meer daar is nie. En toe bereik die Here sterf vir oudeling milies in die bediening van die Here. En daarvandaan toe werk ons, toe bedien ons uit oudeling milies sy huis. En daar het die evangelie aangegaan. Die jare het gegaan en die jare het gegaan. En na die, toe kom Pastor Harris, hy dan vir die plaas met Kloose van gebly. En toe sien die Here op hom met 'n plek hier. En toe sê die tyd wat ons om hier aanstel in Heinspark om toesig te hou oor die gemeentes hierso. En so die evangelie maar uitgebrei so, tot ons, althans om eerlik te wees, tot hy in kontak gekom het met die man van die huis. Die was eintlik 'n huis wat ons van iemand gekoop het. Dit was in die jaar 1991. Want ek weet dat er was net die vier mure van die huis. Die toilet was buitekant, maar was net te veel. Er was net daai gedeelte daar. Sien nie? Was net daai gedeelte daar. En so het ons nou maar aangegaan. En hier in jou klein stukkie gedeelte. Het was net hierdie gedeelte gewees. Dus maar al die jare het ons so aangegaan. En is nou nadat ons die plek by hierdie man gekoop het. En die jare was die plek in die gronde nog goed. En ek kan mooi onthou, ons het omtrent 15.000 rand
die stukkie plek gebetaal. En ons het om op die jaar 91 en het ons die plek op kerk se naam geregistreer in Somaranata Pinkster Gemeentes en dis meer. En so het ons maar die jare in die ou klein 4 mere en die waar is maar aangegaan en dan die kerk het uitgebrei en sovoorts en toe sien ons nie waar die plek raak te kry en ons besluit toe, ons gaan die plek uitbrei. En is in hierdie jaar wat ons nou hierdie plek nou voltooi het, dat ons gebring het tot waar hy en op dag is, soos jy hom nou sien. En dit nou so paar maande gelede, het ons natuurlijk, want hy was maar klein, en hy was, jy weet, die contracteers in die jare, hy het maar sommer net aangeplak en so aan, so voort. Maar ons dankzij die Here het ons genade gegee, so arm en eenvoudig einsbaar is, het die Here ons genade gegee, om dan die plekkie te bring, so sê hy is bijna klaar. En nou dat ons nou hierdie stukkie aangebouw het, jy maar so vir 'n hele paar maande so hou geblei en ons kon niks aan doen nie. En tot die Here dit weer op my hart gelê het, dat ons moet, dit het dan nou tyd geword, dit is nou al baie jare, wat die kerk in so 'n klein, armoedige plekkie is, en daar het ek nou toe besluit, ons gaan die Here vertrou, om hierdie jaar, 2025, gaan ons hierdie plek voltooi. En dis waar die Here ons dan gebring het tot die. En die Here was ons goed, weet jy? Die Here was ons goed. Jy sien, ons moes die hele gebou, ons moet hom weer heel oorgedoen het. Maar die Here het ons geseën met die plate, en deur Evangelis August het by 'n plek gewerk en het met sy werkgewer gepraat en hulle het vir ons hierdie dagsplate op 'n kosprys gegee. Daarin het die Here ons geseën, want die plate sou vir ons fortuin gekos het. Maar die Here het vir die kerk van die Here en sy gemeentes wonderlik deurgekom. Jy weet. En die gebouw het toe aangegaan, sy het toe bouwers gekry, wat natuurlijk nou die hele gebouw omskep het, buite en binne geplaaster het, en sovoort, soos jy nou kan sien, die hele gebouw is geplaaster. En die Here werk in 'n jongman se hart, Ryan, Suid-Afrika se seun, om vir ons die lig en die krag aan te sit. Soos jy nou, jy kan sien, hy is nog nie klaar nie, maar en dit was net 'n seën. Die kerk, ek meen as ons elektricien moes ingekry, al hierdie werk te gedoen, so dat die kerk baie geld gekos. Maar die Here, die jongman sy hart gewerk en gesê, hy skenk dit, hy doen dit vir die kerk van die Here. En dis 'n paar duisend rand se seëning waar hy die kerk bespaar het. En die dak op die plafon, die siening hier, die bouwers het vir ons gevra 17.000. Dis met die materiaal en die labor. Maar toe kom hier dieselfde jongman, die seun van Ryan, Afrika. Sy sê Afrika se seun. Hy sê, pastoor, ek wil vir die Here sê, ek wil iets
vra vir die bouers wat en gee my die kwitansie. En waarlik, ek kry toe die kwitansie en gee dit vir hom. Hy sê, pastoor, ek sal betaal my sien. Die Here seën die kerk, is 17.000 rand. Amen. Here in die goed vir jou. Here is wonderlik. Hy is wonderlik. En dis waarom ons vandag staan waar ons is met hierdie gebou. En ons sou die bouers ook gevraagd om die siening in te sit. Maar ons Pieter vraag me om eendag en ek sê, kom hoe sou jy werk met die siening en goed is? Waarom moet die kerk gaan betaal? Waarom moet die kerk mense gaan kry om die siening vir ons in te sit? En daar sê toe vir my pastoor, oké, los het vir my, kry dan net die siening en ek sal. En waarop een Saterdagoggend op, toe kom hy vroeg, en begin siening. Daarom lyk die kerk bijna klaar. En daarom is ek vir die Here dankbaar vir wat die Here vir ons gedoen. Wat Einspark. En dit moet die kerk se thema wees. Kan daar iets goed in Einspark kom? En ek sal sê, soos die man daar onder die vrye boom, dat kan. En ons sal eerst nog kyk, Einspark is een van die armoedigste plekke hier in Mitchells. Mense kry maar swaar vir so'n sê. Jy weet, en om so'n gebouw hier op te kon gerig, dan is die Here God waardig. En ek dink, hierdie gebouw kan die toestand op die welstand van die, ek glo so, want ek het geglo dat die Maranatha Pinsel-gemeentes kan 'n verskil maak in hierdie plek, waar baie mense voor bang is en skrik en dis en so aan. En ek glo met hierdie gebouw kan Maranatha Pinsel-gemeentes hier 'n verskil maak. Ek glo dat kan baie manne en vroue, jong manne en jong dokters se lewens verander. Daarom vertrou die Here dat ons binnekort gaan ons aan teen volle intrek en die gang kom om die evangelie van die Here hier in Einspark weg te bring. Amen. Ene man apostel, nee, so ken ek die Here in sy opstandingskrag. Nee, dit is die Here wat hierdie werk vir ons moontlik kon gemaak het en sien dat hy aan u die visie toe vertrou het om hierdie gebou te maak van wat hy gaan wees. En hiermee wil ons u bedank, apostel, sien dat u uitgekom het om vir ons net die uitlegging van hierdie saal te gee en die blootstelling van die visie wat God aan u toevertrou het. Daarvoor sê ons vir u baie dankie en ons waardeer u duisend. As die apostel. Dankie jongman. Here sien u. Amen. Daar is die ware soos julle daar gehoor het van ons leier apostel James Haas, dat die was baie geploeg en die was baie gesaai. En 'n gedeelte van hierdie saai het dan op vrugbare grond geval. En die was die skenkers gewees. Geliefdes, vir die afgelope 2 maande het ons dan met die Pledge-projek het ons begin. Dit is ten bate vir hierdie gebou. En waar ons vandag staan is die rede hoekom ons dan moes pledge, of hoekom ons dan pledge. Dit is vir die afronding van hierdie gebou. So dierbares, geliefdes, vir die afgelope 2 maande het ons gepledge. Ons het gepledge vir hierdie gebou. As ons dan by die verste moet begin, dan is dit uit Durbanville, Kraaifontein, Eerste Rivier, East Street, Sparkhoek, Einspark. Ons het gepledge vir hierdie gebou. En die laaste pledge sal dan wees, soos ek sê, vir die afronding van hierdie gebou.
Geliefdes, dan wil ek julle uitdaag om as u 'n pastoor is, as u 'n dominee is, as u 'n predikant is, as u 'n koning is, u ingesluit. Ek wil u uitdaag. Wie voordele gaan hê aan hierdie gebou, spesiaal van die Heinspark, wil ek dan uitdaag om hierdie laaste pledge te kom pledge. So geliefdes, as u dan die pledge wil bring in die koevertjie, dan bring u dit in die koevertjie. Skryf u se naam op. As u dit met die hand wil bring, dan bring u dit met die hand. As u dit met die Bybel wil bring, dan maak u die Bybel oop en die haal hom wonderlikheid. En dan kyk wat die Here vir julle in store het. En as julle dit deur die bank wil deurstuur, die besonderhede sal vir julle verskaf word. En kyk wat 'n groot dinge die Here vir julle in store het. Geliefde volk van Christus, hiermee wil ek u dan bedank. U wie 'n oor gehad het om te luister na hierdie uitsending van hierdie projek, wil ek u dan hartlik bedank. En ook kyk wat die Here dan vir ons in store het. Die Here seën.